Daar is hy goeie naand julle almal. Ons is gereed om vanaand te begin en ek wil net vir elkeen van julle sê, baie welkom by die Kerssangdiens van 2025. Ons het so uitgesien hierna. Hierdie jaar het eintlik heeltemal te vinnig verbygegaan, hè? En hier is ons op die rug van die jaar. Maar dit is so groot voorreg om elkeen van julle vanaand hier te hê. Welkom as jy hierso is. Ek weet hier's 'n klomp mense wat ver gery het. Pietersburg se mense is hier. Kroonstad se ouens het gekom. Ek het mense van Hoopstad gepraat. En as jy ver gery het en die moeite gedoen het, ag dankie. Dankie vir elkeen wat hier na toe kom het vanaand en mag die Here jou ook seën vanaand binne in hierdie diens. Vir julle ouens wat aanlyn ingeskakel het, baie dankie vir elkeen van julle. Ons weet die Here is ook daar waar julle is. En wat 'n wonderlike dag is hierdie eintlik. En ek wil eintlik so 'n saadjie by jou laat val ook, want vandag gaan nie net oor mooi liedjies en 'n mooi boodskap nie. Dit gaan oor 'n verlosser, 'n seun wat aan ons gegee is. En mag daar iets binne in jou hart vanaand begin van 'n verwondering vir hierdie verlosser wat vir ons gebore is. En mag jy opgewonde raak oor dit wat die Here vir ons kom doen het en mag jou lewe verander as gevolg van dit. So kom ek bid vir ons en ons vra net die Here se teenwoordigheid vanaand hierso. Vader God, dankie dat ons hierdie aand aan U kan opdra en aan U glorie, want dit is U wat al die dinge gedoen het, sodat ons hierdie celebration kan hê vanaand. Ag, dankie Here vir Jesus, vir die geboorte van 'n seun wat gekom het om 'n verlosser vir ons te wees. En mag ons iets daarvan ervaar vanaand in ons harte, Here. Mag die Heilige Gees in ons inkom en mag hy woorde en saad binne in ons los wat ons kan help om te groei en te verander, sodat ons kan beter word vir U en vir die koninkryk. Dankie Vader vir die genade en die geduld met mense wat sukkel. So dankie Here dat ons sommer net vanaand kan kom en 'n oomblik daai sukkel agter kan los en ons net in verwondering kan kom vir 'n God wat wonderlik is. So Here, aanvaar asseblief vanaand ons lof en ons dank en ons eer wat ons U wil bring, want U is groot en waardig. En Here, dankie vir al hierdie dinge in die naam van hierdie verlosser wie vir ons vanaand oorjuig, Jesus Christus, ons eer U Vader. Amen. Baie dankie, julle kan net so bly sit en dan begin ons met die diens. Handeklap vir dit. Ja. Kom ons maak die oor toe. Ja Here, ons gee vir U 'n handeklap vir klein seentjies wat dit wat hulle het vir U bring. En soos wat ons elkeen voor U eintlik 'n klein kind is, ons wil vanaand vir U bring dit wat ons het. En omdat ons hier saam is ons stemme en ons harte voor U. Opregte harte voor U is dit wat U verlang. U verlang van ons om U in gees en in waarheid te aanbid. En dit is wat ons wil doen. Ons wil U naam groot maak, Here. Kom woon in ons lofsange vanaand. Dankie Jesus. Amen. Kom ons staan. Kom loof die Here.
Here, en ons sê vir U dankie dat Jesus vir ons gebore is. Here, dat Jesus vir ons gebore is om vir ons eendag te sterf, Here, om vir ons nuwe lewe te gee, om vir ons lig te gee, Here, om vir ons te vul met die Gees, Here. Here, ons loof U. Dankie vir alles, Here. Amen. Israel.
darkness we were waiting, without hope, without light. So from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom come and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus for our Savior died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the moment that you rose, all of heaven held its breath. For that storm was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. We praise forever to the King of Kings. Ja, Here, You are our King of Kings. Die naam bo alle name. Ja, Here, U was en U is en U sal altyd wees. You will reign forever, Jesus. En ek wil kom verklaar, Vader, in die naam van Jesus, dat dis vir ons soveel meer as net liedjies. Dis vir ons soveel meer as net 'n mooi storie. It is the greatest story of all time.
Jesus, dat U gekom het, dat U geleef het en dat U gesterf het, dat U opgestaan het. Dit is vir ons waar. En mag ons elkeen wat U is en wat aanlyn kyk, U naam, Jesus, die mooiste naam bo alle name, op ons lippe neem en in ons harte aanneem. En kom verklaar, You are King over our lives en oor ons omstandighede. U is die lig, ons ewige hoop. En die duisternis kan dit nie verdoof nie. Wat 'n waarheid, wat 'n koning, wat 'n God. En ons bid dit in die magtige naam van Jesus Christus. En die kinders van die Here sê saam, Amen. Dankie, julle kan maar sit. Ja, Here, net U is die lig. U skyn onafhanklik of ons in die valleys is, of ons op die berge is, Here. Dankie dat U die grootste Kersgeskenk vir ons kan gee, Here. U het mens geword en the perfect child het vir al ons sonde gesterf. Here, niks wat ons kan doen of sê of opoffer sal eintlik genoeg wees vir dit nie, Here. Dankie. Amen. Jy kan staan en dan saam met ons sing. Jesus.
We will sing.
en dat ons harte vanaand vol kan oopmaak met dankbaarheid dat U aarde toegekom het. Dat U Immanuel, Jesus naby, God naby aan ons geword het. Here, dis die grootste geskenk wat ons ooit kon kry. En vanaand loop ons harte oor van dank, omdat U so wonderlik, so 'n goeie Vader is. Here, met harte wat oorloop, sê ons vandag, dankie dat die lig na die wêreld gekom het. Dankie dat U skyn in elkeen van ons. En dankie dat ons vanaand as familie saam kan verheug in U teenwoordigheid, want U is hier. Ons is lief vir U, Vader. Amen. Julle kan maar sit. Mary, did you know that your baby boy would someday walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? The child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know
Jesus is nog steeds die lig van die wêreld. Here, hoe wonderlik om hier te kan staan en dit te kan weet. Te kan weet dat ons behoort aan 'n God wat nog steeds dieselfde God is waarvan ons lees in die Bybel. Wat nog steeds wonderwerke doen. Wat nog steeds jaloers is op sy kinders se harte. En wat ons by hom wil hê. Here, U is groot en U is almagtig en U verdien om geprys te word. Donkerte is net die afwesigheid van lig. Here, dankie dat U ons lig is. Heilige Gees, kom skyn U lig diep in ons harte, daar waar daar nog hoekies is wat verborge is aan U. Here, asseblief, kom help ons het U nodig. En ons kom verheug ons vanaand in die feit dat ons aan U kan behoort. En as daar iemand is wat vanaand nog hier sit en nie die keuse gemaak het om U te volg nie, Heilige Gees, dan bid ek nou dat U in hulle harte sal kom werk. Hulle sal kom dring om 'n keuse te maak, om U te kies, om op die troon te sit van hulle lewens. Dis nou die tyd. Dankie vir die heilige nag wat U gekom het, Jesus. Amen. Julle kan maar staan en saam met ons sing. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Christ is the Lord, the ever praise we. All night divine, all night when Christ was born. All night, oh holy night, all night divine, all night divine. All night when Christ was born, when Christ was born, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above
spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for our sake
kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nog sy warm liefde as ons die dag gedenk? Toe hy sy seun aan ons geskenk, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Goeie Here, ons voel so u warm liefde hier vanaand. Hier waar ons staan, het u 'n afspraak met elkeen van ons. Dankie Here dat u die lig in die duisternis is. Dankie dat u lig genoeg is om in ons lewe te kom skyn waar ons dit nodig het. En dankie dat u so kan loof en prys. En ons bring ons lofoffer vanaand vir u. Ek bid dit in u naam. Amen. Dankie, julle kan maar sit. Jesus hoor dat Herodes vir Johannes in die tronk laat opsluit het hy na Galilea toe gegaan. Hy het nie in Nasaret gaan bly nie, maar hom gaan vestig in Kapernaum by die see, in die gebied van Sebulon en Naftali. So moet vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is: Jy, gebied van Sebulon en gebied van Naftali, aan die seekant en oorkant die Jordaan, Galilea waar die heidene woon. Die volk wat in die duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. Die volk wat in die donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.
Goeienaand. Dis pragtig om van hier af te sien. So baie welkom vir julle almal. Dit is vir my lekker dat julle hier is in Pietersburg en Kroonstad en Bloemfontein en almal daar buite ook baie welkom ook vir julle en almal aanlyn. Wat 'n voorreg dat julle ook kan deel wees van dit. Van my kant af wil ek vir al die spanne dankie sê wat deur die week gedien het en vandag gedien het. Hier het baie werk ingegaan vir hierdie week en ag wil julle nie vir hulle almal hande klap nie want hulle het dit alles moontlik gemaak. Ja. In November ry ek een oggend, laai ek die kinders af by die skool en hulle het op die radio 'n hele ampere redenasie wat aangaan en mense moet inbel en hulle boodskappe stuur van hoekom kan hulle al begin Kersfeesliedjies speel of hoekom nie? Wat is die redes en moet hulle al of nog nie? En die een wat by die snaakste was 'n vrou wat ingestuur en gesê sy kan nie verstaan dat hulle nog nie kan begin nie, want daar chocolate advent calendar sê daar's nog net 5 dae oor tot Kersfees en sy kan nie verstaan wat is die probleem nie. Maar wat vir interessant was, is dat 'n klomp van die boodskappe en die redes wat gegee is hoekom hulle moet begin, is oor dit was 'n lang jaar, dit was 'n moeilike jaar. Dit was 'n jaar, ons het nodig om bietjie ligter te voel, ons het bietjie hoop nodig, ons het nodig dat ons hierdie gevoel van Kerstyd kry. En iets van dit was vir my opvallend geweest en miskien wil ek begin en ek wil die vraag vir jou vra, hoe was jou jaar? Hoe was jou jaar geweest? En is daar iets in jou wat hoop dat ek wens vir iets beter, ek hoop vir iets beter. En dat hierdie tyd iets emosie sal skep wat jy hoop iets van hierdie jaar net so bietjie in die duister sal sit eintlik. En ek dink ons hoef nie ver te soek in hierdie wêreld om 'n klomp donker dae te beleef nie. Ek bedoel jy hoef nie eers 'n gelowige te wees om te weet dat dinge in hierdie wêreld is nie soos wat dit moet wees nie. En miskien het jy 'n klomp donker dae in hierdie jaar beleef. En ons dinge wat jy beleef het wat moeilik was en wat swaar was. In Prediker staan daar, ja, as die mens baie jare leef, moet hy hom in hulle almal verheug, maar hy moet onthou dat die donker dae baie gaan wees. So die Bybel sê dat dit gaan. Ons gaan dae in hierdie lewe beleef wat donker is, wat moeilik is. En baie keer het ons hierdie romantiese beeld van Kerstyd en van die Kerskarakters en hulle bring vir ons hoop en iets, maar toe hulle dit geleef het, was dit nie so romanties geweest nie. Inteendeel, dit was vir baie van hulle donker dae. Dae met teleurstelling, dae met neergedruktheid, dae met angs en benoudheid en twyfel. Ek bedoel Maria, 'n tyd wat sy word ma en eintlik dryf dit haar weg van haar familie en daar word 'n klomp goed gesê. Ek bedoel, hoe verduidelik jy's swanger maar is nog nie getroud nie, maar moenie worry nie, dis dan die seun van God. En kan jy dink wat Josef moes beleef en hier kom sy, die vrou aan wie hy verloof is, sê, hoor nie, ek is swanger en kan jy dink wat in 'n klein dorpie gesê is, dit moet gebeur word. Die herders wat eintlik die uitgeworpenes was, hulle moes daar een kant wees, niemand het eintlik agting vir hulle gehad en tog verskyn die engele aan hulle. Die wyse manne wat tussen 1000 en 2000 kilometer moes ry, hoe lank moes dit vat? En dan kom hulle in Jerusalem en vra, waar is hierdie koning? En dan sal soos, ons weet nie van 'n koning nie. En miskien is daar iets in jou lewe en in hierdie jaar wat verby is, wat jy iets van donker dae beleef. En wat jy kan assosieer en dalk meer met hoe dit hulle gevoel het in daai stadium. Miskien het jy donker dae gehad in hierdie jaar van teleurstelling. Is jy teleurgestel in hierdie jaar? Het jy gehoop vir iets en op die ou net iets anders te gebeur? Was daar mense wat jou dalk teleurgestel het, jy het hoop gehad? Is jy dalk teleurgesteld in jouself en keuses wat jy gemaak het of hoe min die vordering is wat jy eintlik gemaak het? Job skryf en sê, ek het toe die goeie verwag, maar ramp het my getref. Ek het uitgesien na lig, maar donker het my oorval. Hoeveel oomblikke van teleurstelling het jy beleef in hierdie jaar? Het jy dalk dae van benoudheid en angs gehad? Dis hierdie dae wat jy oorweldig voel. Daar's te veel dinge en te min tyd. Daar's te veel rekeninge wat nog betaal word en te min geld. Daar's nog te veel jaar oor vir alles wat moet gebeur en dis daar wat jy gestrek word in al die verskillende rigtings en dit voel vir jou jy gaan eintlik uitmekaar skeel finansiëel of miskien fisies jou gesondheid of miskien emosioneel in verhoudings. Job skryf in Job 30:15 en ek word deur angs oorval, my hoop op uitkoms het soos 'n wolk verdwyn. Die psalmdigter in Psalm 116 skryf, doodsangs het my aangegryp, ek het benoud en bekommerd geword. Het jy dalk van dit beleef in hierdie jaar? Of wat van twyfel miskien? As jy terugkyk in die verlede, voel jy half teleurgesteld, as jy vorentoe kyk, dan wonder jy hoe gaan dinge uitwerk, jy wonder hoe gaan volgende jaar wees, gaan dit enigstens beter wees? Jy het al vir die twyfel oor die toekoms.
Psalm 73 sê, God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor. Miskien is daar waarhede wat jy weet, maar jy het begin twyfel en jy wonder oor dit. Jy seker daar beleef? Asof dit nie genoeg is, jy baie keer 'n kombinasie van hierdie, en as dit voel asof alles net in mekaar stort, dan is dit eintlik hierdie teneergedruktheid wat gebeur. Jy voel soos jy wil maar net opgee. Jy wil nie eintlik mense sien nie, jy wil nie eintlik aangaan nie. Winston Churchill het gesê, toe die Tweede Wêreldoorlog uitbreek, hy sê, the light went out in Europe. En miskien is daar iets van dit wat jy gevoel het in die jaar, die lig het uitgegaan. Miskien kan jy assosieer met Klaagliedere 3:18. Ek het gedink, dis klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. En as ek daaroor nadink, dan draai my gedagtes vas. Miskien het jy 'n groot krisis beleef in hierdie jaar. Miskien beleef jy dit nog steeds, finansiëel, miskien in jou gesondheid, miskien in jou verhoudings. As jy dood eerlik moet wees, Kerstyd eintlik nog moeiliker vir jou oor dit. Maar ek wil vandag vir jou kom herinner. Kerstyd en die Kersverhaal is 'n herinnering dat God sien mense raak. God het bemoeienis met jou. God gee om vir jou. God is lief vir jou. Hy het jou so lief dat hy sy enigste seun gestuur het. Selfs in jou donker dae en selfs in jou moeilike omstandighede. Jesus sê in Johannes 12, ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. Hy wil nie hê ons moet daar bly nie. Hy wil hê ons moet iets anders te beleef. In 2 Tessalonisense 2:16 skryf Paulus, God het aan ons sy liefde bewys. Hy het nie net daaroor gepraat nie, hy het dit bewys. En aan ons, deur sy genade, 'n blywende troos en goeie hoop gegee. Dis die boodskap van Kersfees. As jy niks anders te hoor vanaand nie, hoor dit. Dat God het bemoeienis met jou. Hy gee om vir jou. Die engele het sê, in die mense in wie hy 'n welbehae het. Hy het sy seun gestuur vir jou. En dis die boodskap. In Johannes 8 sê Jesus, ek is die lig vir die wêreld en wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Dawid skryf in 2 Samuel 22. Hy sê, ja, U is my lig, Here. Die Here verlig my donkerte. En hy wil dit doen vir jou, maak nie saak waar jy is en wat jy beleef op hierdie stadium. Wat doen Jesus in ons donker dae? Miskien beleef jy dit, maar wat doen hy in ons donker dae? Wel, die eerste ding is wat jy moet weet, is hy bemoedig jou wanneer jy teleurgesteld is. Hy bemoedig jou in die dae van teleurstelling. Psalm 34:19 sê, die Here is naby die gebrokenes en hy help die moedeloses. Party van julle het teleurstellings gehad en as gevolg van hierdie teleurstelling het jy gewonder, waar is God in dit alles? Jy het amper gedink, gee God enigstens om. Hoor baie mooi, jou omstandighede is nie 'n refleksie van God se teenwoordigheid nie. Hy is God Immanuel. Hy is God met ons. Jesus het sê, ek is by julle al die dae. Die donker dae, die goeie dae, die slegte dae, al die dae. Dawid skryf in Psalm 23, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. So Jesus kom bemoedig jou in jou teleurstelling. Maar hy kom gee ook vir jou krag wanneer jy benoud is en wanneer jy angstig is. Paulus praat in Filippense en dan praat hy oor die goeie dinge wat hy beleef het en ook die slegte dinge wat hy beleef het. En dan skryf hy in Filippense 4:13, vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien 'n kans, omdat Jesus my bron van krag is. Miskien het jy nodig om jouself te herinner dat hy is jou bron van krag in die tye van benoudheid, in die tye van angs. Wanneer dit vir jou alles te veel voel, wanneer jy oorweldig voel. Miskien moet jy soos Paulus sê in 2 Korintiërs 1, ek het geleer om te bly vashou aan God. Bly aan hom vashou. Hy is 'n God aan wie ons kan vashou. Hy is 'n anker. Psalm 146:5. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van God van Jakob ontvang. Die mens wie se hoop gefestig is op die Here, sy God. Nie net wil hy jou kom bemoedig nie, net wil hy jou kom versterk nie. Hy wil jou kom lei in twyfel. Hy wil vir jou kom leiding gee wanneer jy wonder, waar is daar lig? Is daar 'n lig aan die einde van die tonnel? Jesaja 50 sê, wie in die donker loop en geen lig sien nie, moet op die Here vertrou, moet op sy God steun. Vertrou op hom.
Hy sien verder as wat jy sien. Hy sien aan die ander kant van die donker. Hy is lig. En hy gee sy woord vir ons. Sy woord om ons te help, sy woord om lig te wees. Psalm 119 sê, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Vers 166 sê, ek vestig my hoop op hulp van U Here, U gebooie gehoorsaam my. En dan meer as dit, hy kom verander jou wanneer jy te neergedruk is. God is nie die een wat wanneer jy te neergedruk is in 'n gat is, jou net op die skouer kon klop en sê, dit sal fyn wees, gaan net aan nie. Nee, hy is die God wat van binne af, buitentoe, dinge in jou verander. Hy verander jou perspektief, hy verander jou uitkyk, hy verander jou insig, hy verander hoe jy dinge beleef en hoe jy dinge sien, en hy laat jou nuwe keuses en dinge maak. Hy het gekom aarde toe om die lewe te leef wat ek en jy nie kon leef nie, 'n perfekte lewe, sonder sonde. En hy het in jou plek en in my plek gesterf en betaal vir jou sonde. Hy het die straf gedra. En hy het gesterf aan 'n kruis. Maar hy het opgestaan as 'n bewys dat dit wat hy gedoen het goed genoeg was om te betaal vir jou. En hy is in die hemel. En meer as dit maak dit moontlik dat ons 'n verhouding met God kan hê, 'n lewende verhouding. Soveel so dat sy gees binne in ons kan kom woon. En dat ons 'n hoop binne in ons kan hê. Paulus skryf dit so in Kolossense 1. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk die heerlikheid, hierdie geheimenis van die nasies is. En die inhoud daarvan is Christus in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Susanne het nou gebid. Sien, daar is nie eintlik iets soos donkerte nie. Daar's net die afwesigheid van lig. En God probeer nie die duisternis uitdryf nie. Hy sê, soos ons gaan nie duisternis uitdryf, ons gaan net lig aansit. En hier's wat daar staan in Efesiërs 5. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Hy wil julle kom verander. So ek wil jou herinner vanaand. Hy is die lig en hy is die hoop. In jou donker dae wil hy lig wees. In daai oomblikke wat jy voel, jy weet nie hoe dit gaan nie, wil hy vir jou hoop wees en wil hy bron van krag vir jou wees om jou te help om weer verder te gaan en aan te gaan. Die boodskap van Kersfees is dat God het bemoeienis met mense. Johannes 1 sê, en die woord het vlees geword en hy het onder ons kom woon. Vers 4 sê, in hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Sy lig gaan bly skyn. Romeine 15. Mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Mag jy dit beleef in hierdie Kerstyd. En ek wil afsluit met hierdie gedeelte in Klaagliedere 3. Maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop, dubbelpunt, hier is die rede, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut, u trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, en daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Mag jy dit beleef in hierdie tyd. Mag jy dit onthou in hierdie tyd. Dat hy wil jou kom bemoedig en hy wil jou kom versterk en hy wil vir jou iets nuuts hier binne kom doen en hy wil vir jou lei wanneer jy twyfel. Kom ek bid vir julle. Vader, dankie. Dankie dat u ons so lief het. Wat 'n voorreg dat ons in u lig kan hê en in u hoop kan hê. 'n Lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelkte erfenis wat in die hemel ook vir ons in bewaring gehou word. Dankie dat ons ons oë kan vestig op u buite hierdie wêreld, buite omstandighede. En dat ons dan nie kan vashou 'n anker, 'n vaste hoop, 'n lig in duister. Ek bid dat u ons in hierdie tyd sal herinner van die liefde vir ons. Dankie vir die voorreg van vandag. Dankie vir vanaand, dankie dat ons hier kan eer en kan lof toesing, want u is dit so waardig. Dankie dat u ons bemoeienis maak met ons en dat u ons ontmoet binne in ons lewe. Seën ons, Here, in Jesus naam. Amen. Van my kant af, dankie dat jy gekom het.
Mag die Here jou ryklik seën. En as jy weggaan met vakansie, geniet die vakansie. Mag dit vir jou goed wees, mag jy rus, veilig reis. Maar kom ons staan, ons gaan afsluit met stille nag. Die Here seën. Here Jesus, dankie dat hierdie seisoen oor U gaan en dat hierdie lig is vir ons, Here. Mag U vir ons elkeen waar ons is vanaand en as gesin en as families, Here, in hierdie seisoen onthou, Here Jesus, dit gaan oor U. Mag U vir ons seën, Here. Mag U vir ons help, Here. Mag U vir ons 'n lig wees, Here. Dat ons naby U sal leef en saam met U die pad ook sal loop. Seën vir ons, Here, in Jesus naam. Amen.